U kan in hierdie teenwoordigheid hier sitplekke neem. Geliefdes, ons tema is ontwaak, ontwikkel en ontmoet. En vanoggend wil ek met u praat oor 'n onderwerp wat ek in my jare wat ek die Here dien nog nooit regtig gepreek oor gehoor het nie. Ek het wel 'n hoofstuk daarvan gelees in 'n boek van Dr. Andrew Murray. Maar vanoggend wil ek met u praat oor Jesus se kruis, jou altaar. Ek wil hê jy moet saam met my blaai na Romeine hoofstuk 12 toe. Romeine hoofstuk 12 vers 1 en spesifiek vers 2 ken ons baie goed. En ek dink ons almal het al hierdie gedeeltes dosyne keer gelees. Maar ek wonder of ons al ooit vers 1 se betekenis verstaan het. Die Here sê vir ons in Romeine hoofstuk 12 vers 1, hy sê, ek vermaan julle dan broers, aan die woorde, dis kinders van die Here. Praat met die wêreld nie, hy praat met wedergebore kinders van die Here. Ek vermaan julle dan broers, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel, as 'n lewende, heilige, en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Dan die bekende vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed of julle denke, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Paulus kom hier in die Nuwe Testament en hy sê dat daar 'n offer is wat ek en u as kinders van die Here in die Nuwe Testament moet bring. Nou, u moet dit vanoggend asseblief nie verwar met die offer vir jou verlossing nie. Daar is net een offer vir my en jou verlossing en redding, en dis die offer van die bloed van Jesus Christus. Maar die Bybel is baie duidelik in hierdie gedeelte, en ons gaan vanoggend ek gaan dit probeer verduidelik dat die beste vir my vermoë. Ek vra die Here moet die res doen in die hart, dat die Here ons oproep om ons liggame, in die Engels sê hy, dat ons liggame sal present, sal stel, sal present, as 'n lewende, baie belangrik, lewende, heilige, en aan God welgevallige offer. Dan sê hy, dit is julle redelike godsdiens, of jy kan dit ook vertaal, dit is julle daaglikse roetine. So hierdie is iets wat ek en u eintlik op 'n daaglikse basis moet doen as deel van ons stilte tyd. Om ons liggame as 'n heilige en aan God welgevallige offer te kan gee. Nou kom ons gaan net terug eers na die Ou Testament. Ons moet eers verstaan hoe 'n offerstelsel gewerk het en hoe die altaar spesifiek, die rol wat die altaar gespeel het in die presentation of die stel van 'n offer. In Levitikus hoofstuk 8 vers 15 lees ons, hy sê, en Moses het dit geslag en die bloed geneem en daarvan met sy vinger rondom die horing van die altaar gestryk en die altaar ontsondig of die altaar geheilig. So eerste wat moes gebeur het voordat die volk Israel offers kon bring, moes Moses eers 'n sekere kan ons dit 'n handeling noem, moes hy eers 'n sekere handeling deurgaan deur sekere offers te slag en eers die altaar te heilig, te ontsondig, sê die Afrikaanse vertaling, voordat hy die offer daarop kan bring. Hoekom? Ons gaan nou lees. Hy sê, maar die oorige bloed moet hy aan die onderkant van die altaar uitgooi, so het hy dit dan geheilig deur daar versoening voor te doen. Altaar was 'n klomp klippe wat daar gestapel is en daarop is die offers gebring. Maar ons gaan nou lees dat die waarde van die offer is nie bepaal deur die offer nie, maar die waarde van die offer is bepaal deur die altaar waarop die offer gebring is. Ons gaan dit nou lees. Kom ons lees Eksodus 29 vers 36. Ek lê fondasie, ons gaan nou by die woord kom. Hy sê, jy moet ook daagliks 'n sondeofferbul tot versoening berei en die altaar ontsondig daagliks
deur daaroor versoening te doen. En jy moet dit salf om dit te heilig. 7 dae lank moet jy versoening doen vir die altaar en dit heilig. So sal dan die altaar hoogheilig word en elkeen wat aan die altaar raak, word geheilig. Nou kom Jesus in Matteus 23 vers 18 en hy verduidelik dit so 'n bietjie verder. Hy sê, hulle het gepraat oor sweer en daai tipe van goed. Dan sê Jesus, elkeen wat sweer by die altaar, dit is niks nie. Maar elkeen wat sweer by die gawe op die altaar, hy is gebonde. Julle dwaase en blindes. Nou luister baie mooi. Hy sê, want wat is meer? Die gawe, die offer of die altaar wat die gawe heilig? Ek wil hê moet dit sien vanoggend. Die volk Israel het offers gebring. Die offer was nie heilig nie. Die offer se waarde het eers van pas geraak of het eers waarde gekry die oomblik as dit aan die altaar raak. Want die altaar het die waarde van die offer bepaal en die altaar het aan die offer sy waarde gegee. Nou vra jy nou wat het dit te doen met ons in die Nuwe Testament? Wel alles. Want jy sien, Jesus het sy bloed 7 keer gestort vir ons. Net soos die altaar 7 keer moes geheilig word, 7 keer, 7 dae na mekaar. Daardeur het Jesus die kruis geheilig, luister baie mooi, as die Nuwe Testamentiese altaar. Die kruis, Paulus skryf, hy sê, die kruis van Jesus Christus is die krag, nie was nie, is die krag van God. In die Ou Testament is daar 'n altaar gebou, die altaar is geheilig en elke keer wanneer iemand aan die altaar geraak het of 'n offer aan die altaar geraak het, is die offer daaraan geheilig. Nou kom Paulus in die Nuwe Testament en hy sê ons moet ons liggame as 'n lewende en aan God welgevallige offer, moet ons dit aan die Here gee. Hy sê, en dit maak deel uit van ons daaglikse godsdienst. Dis wat ons moet doen. Maar waar is die altaar? Die kruis van Jesus Christus. Luister mooi. Die kruis van Jesus Christus is die altaar. En daarom sê Jesus, hy sê, as jy nie bereid is om daagliks jou kruis op te neem en my te volg nie. Die kruis is net 'n stuk hout wat gebeur het nie. In die gees is die kruis 'n krag van God en moet ek my liggaam elke dag of so gereeld moontlik moet ek my liggaam, en jy gaan nou verstaan wat ek sê, moet ek my liggaam op die altaar van die kruis neerlê, sodat my liggaam geheilig kan word, elke aspek van my liggaam geheilig kan word, nie deur my goeie optrede nie, maar deur die altaar wat die offer heilig. Jy moet by my bly vanoggend. Hy sê, so kom ons lees dit weer, hy sê, ek vermaan julle broeders, by die ontferminge van God, dat julle die liggame stel of present, as 'n lewende, heilige aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. OK, nou sê hy vir ons, hy sê vir ons in Romeine hoofstuk 6 vers 13, hy sê, en moenie julle lede, hy praat van julle liggaam, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself beskikbaar, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, lewende offer, sê Paulus, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Ek kan nie. Jy kan nie. Nie een van ons het die vermoë in onsself om te doen wat Paulus hier sê nie. Behalwe as ek bereid is om my liggaam as 'n offer op die kruis te sit, sodat die kruis, die altaar, die bloed wat op die altaar geheilig het, sodat daardie altaar my in staat kan stel, die bloed van die altaar, my volk, die krag van die altaar lê in die bloed, nie in die klippe nie, in die bloed.
Jesus se bloed het op die kruis vir my en jou die prys betaal. En as ons liggame as 'n welgevallige offer aan die Here moet bring, moet daar iewers 'n altaar wees waarop dit kan neerlê, en die altaar is die kruis. Die altaar is die kruis. En daarom sê Paulus, hy sê, ek is gekruisig vir die wêreld en die wêreld is gekruisig vir my. Paulus het geweet en geleer en hy sê vir ons moet ons liggame as 'n lewende, welgevallige offer aan die Here bring, sodat die kruis sy werk in ons kan doen, sodat my liggaam diensbaar kan word vir die Here. Paulus beskryf op 'n stadium, hy sê ek weet nie, hy sê die goed wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hy sê, wie sal my red van hierdie liggaam van hierdie dood? Hy sê, ek dank my God, deur Jesus Christus. Paulus het iets gesnap daarvan, om sy liggaam as 'n offer aan die Here te gee. Geliefdes, daar gebeur iets in die gees. Ons is besig om te praat, hierdie afgelope paar weke praat ek baie met u oor wat gebeur in die geesteswêreld. En ek sê nie vandag jy moet jou kruis gaan maak en nou jou daarop gaan lê nie. Nee, dis glad nie wat ek sê nie. Maar die kruis van Jesus Christus is die altaar van die Nuwe Testament waarop ek my lede, my liggaam moet lê in die gees in gebed, om sodoende die krag van die kruis. Kruis is dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word is dit die krag van God. Die kruis het nog steeds krag, kerk van die Here. Hoor my konteks asseblief. Die kruis van Jesus Christus is die plek waar ek myself oorgee. Surrender, ons sing baie daarvan, maar hoe doen ek dit? Ek gaan vanoggend vir die wys hoe om dit te doen. Hoe gee jy jouself aan die Here oor? Hoe lê jy jou liggaam neer op die kruis? Hoe stel jy jou lede tot beskikking van die Here? Die woord van die Here is baie duidelik. In die eerste plek, as ons kyk na die liggaam, plaas jou kop op die altaar van die kruis. Jou kop. Die kop is waar jou denke en jou wil gevorm word. Ek moet my wil op die kruis plaas om sodoende my wil aan die wil van die Here te verbind. So, hoe doen ek dit? Ek gaan fisies in my gebed aan die Here toe sê, Here, ek plaas vandag my kop met my denke, plaas ek vanoggend op die altaar van die kruis, sodat die kruis, die altaar, my gedagtes kan heilig. Johannes 5:30 sê, hy sê, Jesus sê, ek kan myself niks doen nie, soos wat ek hoor, so oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my Vader, wat my gestuur het. Jesus se lewe was 'n gekruisigde lewe. Jesus het gelewe op die altaar, kan mens amper sê. En hy het gesê, ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar die wil van my Vader. Geliefdes, as ek nie vanoggend my gedagtes, my wil op die altaar plaas in die geloof in Jesus nie, dan is my gedagtes nog steeds my eie en kan die Here nie beheer daaroor neem nie. Maar as ek vanoggend kom en ek gee dit as 'n offer, 'n lewende offer, en ek plaas dit op die altaar van die kruis, dan gee ek die Here toestemming om beheer te neem oor daardie area van my lewe. Matteus 12:50 sê Jesus, want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Ek en jy moet vanoggend leer dat ons vanoggend in ons gebed, jy kan dit doen terwyl jy nog in die bed lê in die oggend, of as jy stilte tyd hou, wanneer ook al, maar gaan voor die Here sê, Here, ek wil vanoggend my liggaam as 'n heilige aan God welgevallige offer gee. Here, ek sit my gedagtes, my wil, my denke, plaas ek vanoggend op die altaar van die kruis, sodat ek die gedagtes kan dink, sodat ek U wil kan doen. Ek verbind my aan U wil vir my lewe. Maar die kop het ook oë. In hierdie kop van ons is daar oë. In Spreuke hoofstuk 4:25, hy sê, laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reguit voor jou uithou. Hebreërs 12:2, jou oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Weereens, ek plaas my oë, plaas ek op die altaar van die kruis, sodat die bloed van die altaar my oë kan heilig, sodat my geestelike oë kan oopmaak volgens die gebed in Efesiërs hoofstuk 2. Ek hoop u bid nog daai gebed wat ek vir u gestuur het, wat Paulus sê, verlig die oë van my verstand, sodat ek kan sien wat die Here sien. Want op die oomblik sien ek net wat my sintuie vir my kan laat waarneem. Maar as ek my oë plaas op die altaar van die kruis, dan heilig die bloed van die altaar, heilig my oë, sodat ek anders sien, sodat ek moet sien wat ek moet sien, en nie moet sien wat ek nie moet sien. Die Here maak my oë toe vir sekere dinge, en die Here maak my oë oop vir ander dinge. Hoekom? Want ek het my oë as 'n offer, as 'n oorgawe, het ek my oë vir die Here gegee. Sê, Here, kyk na die wêreld deur my oë, help my om te sien wat U sien
So belangrik vanoggend om my oë, wat is die vensters van die siel, om my oë te plaas op die altaar van die kruis, sodat die bloed van die altaar my oë kan heilig, want ek moet sien wat die Here sien, veral in die tyd wat ons lewe, moet ek sien wat die Here sien. Die kop het ook 'n mond. Jakobus hoofstuk 3 vers 2 sê, want ons almal struikel dikwels. As iemand sy woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook sy hele liggaam in toom te hou. Ek het 'n boekie daar op my rak van Derek Prins wat sê, kort jou mond redding. En ek dink baie keer kort ons mond redding, want ons praat heeltemal baie keer net te veel en te negatief en te wêrelds. Maar as ek dan kom en ek sê, Here, soos die profeet gesê het, Here, raak my lippe aan met 'n kool van vuur, so kom ek en ek plaas my mond op die altaar. Want ek weet die krag wat daar is in my woorde, so ek kan plaas my mond op die altaar van die kruis, sodat die bloed my mond kan heilig, my woorde kan heilig, sodat wanneer ek spreek, dit sal wees soos die verborgenhede van God, sodat as woorde uit my mond uitkom, dit lewe sal bring, dit hoop sal bring, dit genesing sal bring, dit herstel sal bring in 'n gebroke en stikkende wêreld, dat die Here my woorde kan gebruik om ander mense te kan bereik. Hy sê in Jakobus hoofstuk 3 vers 5, net so is die tong 'n klein lid en beroem hom op baie dinge. Kyk hoe groot klomp hout steek 'n klein vuur ook in die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en dit word uit die hel aangesteek. Geliefdes, ek het vanoggend die behoefte dat my woorde en my gedagtes aanneemlik sal wees van die Here. Psalm 19 vers 15. Hoor net hier so mooi. Hy sê, Here, laat my woorde en my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. So dis wat ek dan doen, ek bring my mond en ek plaas dit op die altaar, as 'n lewendige en aan God welgevallige offer, en ek sê, Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart vir U welbehaaglik wees vandag. Laat die altaar, die bloed van die altaar wat geheilig is, my mond vandag aanraak, my lippe aanraak, my tong aanraak, sodat ek vandag die verborgenhede van God kan spreek. Kan jy volgens sien wat dit beteken om 'n lewe van oorgawe te leef? Kan jy volgens sien wat dit beteken as Paulus sê, jy moet jou liggaam as 'n offer aan die Here gee. Ek stel alles tot beskikking van die Here. Ek sê, Here, hier is my gedagtes, hier is my wil, hier is my oë, hier is my mond, maar dit gaan verder, want my kop het ook ore. My kop het ook ore. Spreuke hoofstuk 4 vers 20, my seun, luister na wat ek sê. Neig jou ore tot my woorde. Laat hulle nie weg uit jou oor nie, bewaar hulle jou binne jou hart, want hulle is lewe vir die wat dit gevind het en genesing vir die hele liggaam. My ore, wat ek hoor. Here, ek plaas vanoggend my ore, plaas ek vanoggend op die altaar van die kruis. Heilig vanoggend my ore, dat vanoggend dat U kruis vanoggend, dat U bloed vanoggend 'n filter sal wees. Is daar 'n mooi woord vir Afrikaanse filter? Filter is daarin. Dat dit 'n filter sal wees, Here, waardeur wat ek hoor kom en net wat U wil hê ek moet hoor, deur hierdie filter sal kom. O kerk, ek het dit vanoggend nodig. Ek het vanoggend nodig om te hoor wat die Here sê. Ek het vanoggend nodig om sy woord te hoor in elke gesprek. Ek het vanoggend nodig om sy aangesig te sien in elke situasie waarin ek is. En as mens kan ek dit doen nie, in myself kan ek dit doen nie. So daarom kom en ek gee my liggaam vanoggend as 'n offer aan die Here en ek sê, Here, ek kom lê vanoggend my ore op die altaar neer, Here, om U stem te hoor, om in elke gesprek te hoor wat U wil sê, my ore toe te maak vir al die negativiteit en alles wat rondom my aangaan. Here, ek verbind my tot U uitsprake in my lewe. Is U nog met my? Is U nog met my? Plaas jou liggaam op die altaar. Kerk van die Here, die tweede ding wat ons moet doen is om ons harte op die altaar te plaas. Jou hart simboliseer natuurlik jou lewe. Dit beteken om my hart op die altaar te plaas beteken, Here, ek gee my lewe aan U oor. Ek gee al my regte op. Ek gee al my regte op. Ek is 'n dienskneg aan U. Die eerste klomp was nog maklik. Nou begin dit bietjie nader in die huis kom. Want nou moet ek my reg opgee om reg te wees. Ek my reg opgee om 'n standpunt te kan inneem in hierdie wêreld, behalwe die standpunt van die woord van die Here. So ek kom en ek sit my hart vanoggend op die altaar neer en sê, Here, U woord verklaar die hart is bedrieglik bo alle dinge, maar ek kom plaas my hart vanoggend op die altaar van die kruis, sodat U altaar, die bloed van die altaar, my hart kan aanraak, sodat ek 'n hart van vlees sal hê en nie 'n hart van klip nie. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart
meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Here, ek plaas my hart vanoggend op die altaar, bewaak my hart. Deur die bloed bewaak my hart, beskerm my hart. Want almal maak aanspraak op ons hart. Die wêreld maak aanspraak op ons harte. Almal wil net 'n deel van ons hart hê, maar my hart behoort aan die Here. Ek sê my hart behoort aan die Here. So ek kom vanoggend, ek sit my hart vanoggend op die altaar. Want is die altaar waar die offer heilig. En ek plaas my hart vanoggend op hierdie altaar en ek bid vanoggend, Here, beskerm my hart. En nou kom ek agter, soos ek dit doen deur 'n week, 2 weke 'n maand, soos ek aangaan om my liggaam op hierdie altaar te sit, kom ek agter, maar mense sê goed, maar dit raak my nie meer so nie. Mense tree selfs op, maar dit vind nie meer ingang tot my hart nie. Hoekom nie? Want my hart lê op die altaar. En die altaar is besig om my hart te werk. Die bloed van Jesus, deur sy ewige gees, is besig om te werk in my liggaam. Maar jou liggaam het ook hande, nie net 'n hart nie. Jou hande spreek van jou werk, jou beroep, jou inkomste en jou finansies. Pastoor, nou raak dit gevaarlik. Ek sal nog my oë op die altaar sit, maar my beursie weet ek nie so lekker van nie. Wanneer dit kom by finansies, moet ons besef dat finansies is neutraal. 'n R10 noot is 'n R10 noot of jy brood koop en of jy dwelms koop. Dis net geld. Maar as ek dit op die altaar plaas, dan wy ek dit aan die Here. En dan bekragtig die Here my in daardie area, sodat die kaalvreter en die sprinkaan nie kan kom en my oes kan kom verniel nie. Ek moet vanoggend weet dat ons hande en alles wat dit verteenwoordig vanoggend op die altaar moet kom neerlê. Sê, Here, ek kom lê vanoggend my werk, want ek werk nie lekker nie, my omstandighede is lekker nie. Here, maar ek kom lê my werk vanoggend op die altaar. Ek kom lê vanoggend my beroep, my inkomste, my finansies. Here, ek kom lê dit vanoggend op die altaar van die kruis, sodat U dit kan heilig, sodat U beheer daarvan kan neem, sodat U inspraak in daardie area van my lewe kan gee. Here, ek gee dit as 'n lewende en aan God welgevallige offer. Ek skenk dit aan U. Ek gee dit vanoggend vir U. Ek lê my hande daarop neer. Here, maak my hande soos die van Josef se wat vlytig werk, sodat my werkgewer kan sien dat die guns van die Here is op my, sodat ek verhoging kan kry. Kom aan, is dit verkeerd om so te bid? Ek glo nie. Dis wat Josef gedoen het. Die Here het sy hande geseën en Potifar het raak gesien en hy het hom aangestel. Kerk van die Here, daar's 'n ding waarin ons moet intap vanoggend en dis die altaar wat die offer heilig. En ek moet my hande kom plaas, my werk kom plaas, my beroep, my inkomste, my finansies kom plaas vanoggend op die altaar. Is nie genoeg om net nou en dan 'n R5 in die sakkie te gooi of 'n deel van my inkomste sê dis my 10 en nee, die Here is baie duidelik wanneer dit kom by finansies en hy sê ek moet op die altaar kom neerlê en hy sal dit vermeerder. Hy sê vir ons hierso, my notas het geskryf, dit alles moet ek op die altaar plaas om gereinig te word vir die diens van die Here. Alles van my hande moet ek op die altaar plaas, sodat dit diensbaar kan word vir die Here. Hoekom? Want 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggame en julle gees, wat aan die Here behoort. My liggaam behoort aan die Here, maar hy wag dat ek my liggaam kom sit op die altaar. Here, mag ons iets sien vanoggend. Wat my baie interessant is, jou liggaam het ook bene. En bene simboliseer natuurlike krag. In hierdie liggaam, jou bene simboliseer in die Bybel natuurlike krag. In Job 40 vers 13 sê, sy gebeente is pype van koper. Sy bene so stawe van yster. Baie duidelik is dit simbolies van krag. En dan sê Psalm 147 vers 10, hy het geen welbehae in die krag van 'n perd, geen welgevalle in die bene van 'n man nie. Geliefdes, deur my bene op die altaar te plaas, verklaar ek my afhanklikheid van die Here. Ek verklaar my afhanklikheid
voor die Here. Sê Here, ek weet ek kan nie uit my eie staande bly nie. Daarom moet ek die wapenrusting aantrek sodat ek kan staande bly. Here, ek kom plaas my bene as simbolies van my eie krag en my afhanklikheid van die Here. Kom plaas ek my bene vanoggend op die altaar en daardeur sê ek, Here, ek kan niks sonder U doen nie. Ek is totaal afhanklik van U, Here. Ek gee myself aan U oor. Al my krag, al my sterkte. U is my krag, U is my sterkte en ek bely die skrif, die woord van die Here rondom dit oor my lewe. Dan laastens, jou liggaam het ook voete. Ek moet ook my voete vanoggend op die altaar kom plaas. My voete simboliseer die plekke waar ek gaan, die vriende wat ek tyd mee spandeer en die pad wat ek kies. Ek plaas vanoggend my voete op die altaar van die kruis. Want Spreuke hoofstuk 14 vers 12 sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Here, hier die pad lyk vir my reg, maar ek kom vanoggend en ek plaas my voete op die altaar van die kruis, sodat U my voetstappe sal rig in die rigting wat ek moet gaan. Deur my voete op die altaar te lê, sê ek, soos Psalm 119 vers 133 sê, maak my voete vas in U woord. En dat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Maak my voetstappe vas aan U woord. Here, ek plaas my voete vanoggend op die altaar van die kruis, die plekke waar ek gaan, die vriende met wie ek tyd spandeer en die pad wat ek kies, Here, ek kan plaas dit alles vanoggend op die altaar van die kruis, Here, en ek maak my voetstappe vas aan U woord vanoggend, sodat U my voetstappe kan rig. Spreuke 16 vers 9 sê, die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. So op grond van hierdie skrif kan ek sê, Here, ek het my voete op die altaar geplaas. Dankie dat U vandag my voetstappe rig. Waar ek ook al gaan, wat ek ook al doen, Here, ek weet my voete word deur U gerig. En partykeer gaan my lyf dalk nog die kant toe loop, maar my voete gaan begin die kant toe draai, want my voetstappe is deur die Here gerig. Spreuke 20 vers 24. Die voetstappe van die man hang van die Here af. Hoe sou 'n mens dan sy weg verstaan? Jy sien, partykeer lei die Here ons op paaie wat ons nie verstaan nie, maar as ek my voete geplaas het op die altaar van die kruis, dan sal die Here my voetstappe rig, sal die Here my bring op die plek waar ek moet wees, sal hy my lei in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil, want ek het my voete op die altaar van die kruis kom plaas. Nou kom ons gaan terug na ons begin. Wat Paulus vir ons sê, en ek hoop jy het vanoggend die betekenis iets daarvan verstaan. Wat Paulus vir ons sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame sal present as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle daaglikse roetine. Dit is julle godsdienst. Dit is julle daaglikse godsdienstige roetine. Wat beteken dit vanoggend? Dit beteken vanoggend dat ek my kop met sy gedagtes, sy denke en sy wil op die altaar sal plaas. Dat ek vanoggend my oë op die altaar sal plaas, dat ek my ore op die altaar sal plaas en my mond en my tong op die altaar sal plaas. Dan plaas ek my hart op die altaar. Ek plaas my hande op die altaar. Ek plaas my bene op die altaar. Ek plaas my voete op die altaar. En nou is ek geheilig. Nou weet ek vanoggend, daar werk 'n geestelike krag in my. En dit is die werking van Jesus se bloed op die altaar van die kruis. Dit werk in my. Nou is ek gekruisig vir die wêreld en die wêreld is gekruisig vir my, want ek het myself as 'n heilige en aan God welgevallige offer op die kruis geplaas. Kerk, nou is ek meer as oorwinnaar deur hom wat my die krag gee. Ek bid vanoggend dat u iets hiervan sal sien. Gaan luister asseblief weer na die tyd, na die preek, sal hom laai, gaan luister hom oor en oor en oor en oor, want ek dink, ek weet vanoggend, hier lê 'n geestelike deurbraak vir so baie van ons, so baie wat die Here probeer dien, maar ons kry dit nie reg nie. Die sleutel lê vanoggend, ons probeer dit ons eie krag. Maar as ek eers in die geesteswêreld gekom het, sê Here, Jesus, u kruis is my altaar vanoggend, en ek plaas myself, plaas alles wat ek het, my lewe, my liggaam, as 'n heilige en aan God welgevallige offer. Ek gee dit alles aan U. Ek plaas dit alles op die kruis. Kerk van die Here, dan gebeur daar iets in my hart. En soos ek so 2-3 weke terug, wanneer was dit gewees? Het ek vir u daai gebed aangestuur. Ek hoop van u lees hom nog. Ek het gevra jy moet hom vir 30 dae saam met my bid. Ek hoop jy bid hom nog. Want ek sien, hierdie week het ek net gesien hoe daar
letterlik, dit lyk soos ligte wat flits, wat net so aankom terwyl ek die woord lees, terwyl ek na 'n preek luister, dit kom net aan en af. Dit raak al hoe meer gereeld, kom dit aan en af, deur daai gebed wat ons bid. Kerk van die Here, luister baie mooi, ek is moeg vir kerk speel. Ek wil Jesus Christus ken in die krag van sy opstanding. En daar's sekere dinge wat ek vanoggend moet doen. Jesus het die prys betaal. Hy het alles gedoen vir my verlossing. Maar vir my om deel van daai verlossing te wees, om my erfdeel in besit te kan neem, is daar sekere dinge wat ek moet doen, soos om 'n gebed te bid, soos om my liggaam as 'n offer aan die Here te gee. Ek daag jou vanoggend uit. Doen dit vir die volgende paar dae. Kom ons noem dit 30 dae. Doen dit elke dag. Plaas jou gedagtes en jou wil, jou oë, jou ore, jou mond, jou hart, jou hande, jou bene en jou voete. Plaas op die altaar op grond van wat vanoggend gesê het en kyk wat die Here in jou lewe gaan doen. Kom ons bid saam. Vader, o Here, dankie vanoggend vir hierdie woord. Dankie vir die altaar van die kruis. Dankie Here dat U vanoggend hierdie ding vir ons oopmaak sodat ons dit kan verstaan, sodat ons dit kan doen, dat dit ons redelike godsdienst kan wees, dat dit ons daagliks gebruik kan word, Here, om ons liggame aan U te gee as 'n heilige en aan God welgevallige offer. Dankie dat ons so onsself aan U kan oorgee, dat ons kan surrender. Here, help ons om dit te verstaan. Gee ons insig in dit, Here, en help ons om dit te doen in Jesus naam. Amen en amen.